Dis nou 'n muis society hierdie lyk my en ek is kyk is dit die ma, die pa muis en die ma muis en die ou boet en 'n klomp klein muisies wat hulle gelyk gevang het. Is dit gaar gemaak? Is it already cooked? Yeah, Yeah. it's already cooked. It's already cooked. Yeah. They already cooked. And now what's the price of this? I think it's a one kwacha. I'm with about. 1 kwacha for all Yeah, this. for Yeah. all. For 1 kwacha. Yeah. You like it? I You eat it? Yes. You want it? Yeah. Except I myself. Jannie? Sure. Ek gaan muise koop dan gee ek vir hulle. Ek gaan vir ons span 'n bietjie muise koop. Ek dink regtig maar dit is nodig om ons manne bietjie. Eerste keer in jou lewe wil jy muise Ja. koop. Nou Thank kan you, jy sir. probeer. Thank you very And much. show him how you eat it. Take one off and eat, let's see. Is dit moontlik? Jannie, nou ja, nou het ons weer vandag iets geleer. Ja. Is hy Ja. Is it nice? Yes. Very nice. Ja, nou ja. So leer mense elke dag iets. Maar koop dan gee ek dit op vir hulle. Jannie. Ja. Ek sal maar hier op koop dat hierdie ook sy deal kry. Is it tasting good? Thank you, sir. Is there any salt? Ja. Oh. Ja, I see. Yeah, we'll get you some more. ek dink hulle bly al jare hier. So lyk dit vir my. Mens kry die indruk. Ja, kyk daai ou Pearson het gesê hier's nou 2 miljoen vlugtelinge uit Mosambiek gehad. Dit is jy kan sien daai ou het 'n muisnes in die hande gekry en al die kleintjies doodgemaak. Maar jy moet oplet op Jannie, as jy so ry, ek het dit nou in ander dele in Afrika ook gesien. Jy sien nie voëls of duwe of iets. Hier is ons nou op die pad en links is Mosambiek en regs is Malawi. Ja. En nou links, ja, hulle gaan bedags in om hulle mielielande te gaan bewerk waar hulle slaap aan die regterkant van die pad in hulle huisies. Hulle is bang om daar te slaap, want dit is bang vir 'n naam. Maar al die lande word nog deur hulle bewerk. Hierdie hoop klippe wat nou klaar gebreek is hier, is ongeveer 7 ton en daarvoor het die man wat dit stukkend geslaan het 25 kwachas verdien. Dit is gelykstaande aan R25 vir hierdie 7 ton klippe wat hy gebreek het. Gaan gewoonlik na skole toe, waar hulle skole bou en ook waar hulle waarskynlik aan die paaie werk, maar die regering koop hierdie klippe. Dit is ongelooflik. Hoe lank dit moet dae se werk, weke se werk wees om so 'n hoop klippe bymekaar te maak vir R25. Ongelooflik. Dis mooi klippe. Should we put it at the seat? Die is als 5 kwachas vir 'n blik. Dis R5. Maar die interessante hiervan is dat hierdie blikke so met die aardappels deur die nag hier staan. Die mense vat dit nie weg nie, dit word nie gesteel nie. Mense kan dit nie glo nie, maar dit is so. Ons is nou die aan 10, 11 hier verby. Toe het al hierdie blikke net so gestaan. For a load like this.
Joe het van Johannesburg opgekom gister om die helikopter reg te maak. Ons het 2 probleempies gehad wat ons gevoel het moet eers reggemaak word voor ons opgaan na Nyika toe. En ek het toe sommer vir Joe gevra om terwyl hy nou hier is die helikopter bietjie deur te kyk, want as ons nou eers by Nyika is, dan sal dit bietjie moeilik wees want dit is omtrent 'n dag se ry om iemand daar te kry. So Joe, hoe voel jy oor die helikopter op hierdie stadium? Dirk, ek glo dat as jy mooi kyk na die helikopter, gaan hy vir jou die res van die trip deurmaak. Ons het nou wel 'n lekkie of 2. Die hidroliese vloeistof sal sekerlik vandag aankom. Verder dink ek behoort ons geen probleme te hê nie. Die boosterpomp kan jy uitsort later van tyd as jy wel weer probleme het. Die res behoort baie goed te gaan. En voel jy wil graag in Malawi bly en saam met ons aangaan? Vir 200 jaar lank wil ek nooit weer kom nie. Okay. Ja, ons is nou weer terug hierso in Lolongwe. Ons is nou klaar met die witpens. Hulle staan baie rustig in hulle hokke. Hulle is baie mooi. Soos ons hier kan sien, ons het al begin laai op die voertuie. Ons het teespoed gehad hier by die gooseneck dat die vooras gebuig was. As ek net hier kan verwys wat presies gebeur het. Hierdie as hierso is gebuig, nou die wiel loop buite toe, nou sleep hy die wiel. En as gevolg daarvan het hy nou ons drom hierso gebreek. Ons het nou al 2 dromme in Lolongwe gebreek. Een in Suid-Afrika. As ons kan sien op hierdie band hoe skeef het hy afgeloop. Hoe steek die canvas daar so uit. Maar ons het nou maar besluit ons gaan die as uithaal dat ons net op die een as werk op die sleepwa. Ons het die raamwerk heeltemal afgebreek. En die raam is ontsettend swaar. Hy weeg seker 3 ton net die raam alleen. Nou het ons nou net die gooseneck so al ons goed nou opgelaai het ons gaan nou op daar na Nyika toe waar ons die round gaan pyl. ...185 kilometer van Nyika af waar ons die Waster-gemsbokke gaan vang. Dis 'n totale ander operasie. Die operasie onder in Liwonde het baie goed afgeloop. Ons is nou so 'n bietjie senuweeagtig. Ons hoop hierdie ene gaan ook so op 'n hoë noot eindig. Ons wag nou hierso vir die trokke. Die manne kap nou daar gelyk. Hulle maak reg vir die tente. Laas het ons bietjie skeef geslaap hierso met my familie en toe besluit ek nou wat ons moet eers die vloere hierso gelyk maak. Ek is so bietjie teleurgestel vandag. Ons het bietjie skade gehad met reën. Die lucernbale en die Ipo wildpille het nat gereën en daar is 'n klomp van die goed wat nou vrot is, gemif is wat ons ongelukkig sal moet vervang. En dit kan beteken 'n ekstra vrag lucern van Suid-Afrika wat 'n groot uitgawe weer gaan wees. Maar ag wat, dit is wildvang, ou moet maar dit aanvaar. Dirk, ek weet nie hoe jy die wêreld gevind toe ons nou opgevlieg het. Ja, die opvlieg hiernatoe was baie interessant geweest, soos wat op die video te sien sal wees later. Dit was baie lekker om so oor die meer te kon vlieg ook. Ons moes natuurlik altyd naby genoeg aan die rand van die meer bly dat as daar 'n probleem is dat 'n mens daarom die land kan bereik. Maar dit was regtig baie mooi om te sien. Die bos wat vir my verblydend was is dat daar so groot gedeelte daarom nog is wat die oorspronklike bos het waar daar nou nie te veel mensaktiwiteit al is nie. En die vlug oor die algemene dam gegaan sonder enige probleme.
Ek het hier by Mzuzu ongelukkig aan die verkeerde kant van die aanloopbaan ingekom, want ons het gedink ons sal die kwarantainestasie uit die lug uit kan sien. En toe die polisie weer vir ons bietjie ingewag daar, maar ek het om verskoning gevra en alles is reg daar. Ons het blykbaar te naby aan 'n weermagkamp verbygevlieg, maar nou het ons al aanvaar dat dit is nou maar die probleempies wat 'n mens hier ondervind. En ons